Hallo vriende, ek hoop dit gaan goed met julle vir vandag. Vandag het ons 'n episode wat ons gesels met die kombrings van Suid-Afrika, die Colorado kombrings van Suid-Afrika. Hulle bly tans in Colorado in Denver en hulle is as vlugtelinge uit die land uit 'n paar maande gelede en die kombrings, die Colorado kombrings, soos hulle nou beter geken is as het ongeveer 'n blok van ons al weggebly hier in Wonderboom in Pretoria en hulle is deur 'n baie oeh ja, tyd ek wil sê slegte tyd, 'n baie erge ervaring hier in Suid-Afrika wat veroorsaak het dat hulle die aansoek toegedoen het om Amerika toe te kan gaan as vlugtelinge en hulle is te goedgekeur en nou is hulle al 'n geruime tyd, so 'n paar maande al in Amerika en ons gesels oor hulle ervaring daar asook hier, hoe die twee met mekaar vergelyk en dan natuurlik hoe hulle lewe nou is daar in Amerika. Nou net om vinnig vir julle agtergrond te gee, is hulle seun is aangeval binne in hulle erf en is basies gelos vir dood en dit was 'n aaklige storie. En dank Vader, hy het oorleef en hy het niks oorgekom, niks permanente skade behalwe natuurlik diep emosionele wonde wat gelos is en goeters wat hom net nie regtig toegelaat het om werklik dink ek aan te gaan um of voort te leef soos hy geleef het hier in Suid-Afrika nie en daarom het sy ouers die besluit gemaak om die aansoekproses te begin en ja, as hulle dit goedgekeur. So ek hoop julle geniet hierdie gesprek. Ek dink dit is baie insiggewend. Ek dink dit is vir baie mense 'n groot eye-opener om te sien hoe die lewe vergelyk hierdie kant teenoor daai kant en hoe hulle aangaan daarso in Amerika. So ek hoop julle geniet hierdie gesprek saam met my. Ek vra om verskoning vir die geraas as daar is. Dit is skoolvakansie en die kinders is by die huis en daar kan dalk 'n TV of 'n paar skreeustemmetjies gewees het, maar ja, so hoop julle dit was daarom stil toe ons die opname gedoen het. So ek hoop julle geniet hierdie gesprek en ja, kom ons probeer om dit te sien uit 'n oogpunt van kom ons probeer verstaan eerder as om net kritiek te lewer. Ja, sien uit om hierdie gesprek met julle te deel. Geniet dit. Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Maar ek wil julle nou nie te lank ophou nie. So Nee, ons dis reg, Adrian. Is dit koud daar? dit is nie so bad nie. Dit was Sondag vrek koud, soos bitterkoud. En vir oggend toe ons opstaan, toe is dit verskriklik mistig. Dit lyk soos ek weet nie, ek het lank terug so iets gesien hierso. Soos jy Regtig. dis scary hoor. Ek weet nie wat die hel gaan aan met hierdie weer nie. Dis net soos Dis alles weird, hoor. alles is anders en dinge verander en Ja. is net weird en ek weet nie, vir my is dit obviously net 'n getuiging van ek weet nie. Ek is onder die indruk dat God se koms baie nader is as wat ons dink en al hierdie goeters is net tekens van die eindtye. En al is dit nou iets in die wat simpel is soos die weer wat weird is en sulke goeters. Ek weet nie. Ek voel die hele wêreld is op die stadium bietjie op sy kop. En ja, ek weet nie. Ja, sorry. Alles en almal is weird nou. Ja, ek weet nie, ek voel dis aan die een kant is dit seker goed want is nuwe, dis nuut, jy weet, maar aan die ander kant is dit soos ek is nogal 'n ou wat nogal hou van roetine as ek dit so kan stel. Ek
Ek like nogal soos dinge moet wees soos ek dit verwag, jy weet. Ek Ja, like nie te veel change nie. Dieselfde. So, ek weet nie, maar ja, dis ook seker goed om bietjie gechallenged te word om uit jou comfort zone uit te kom en nie soos ek net in my kantoor wil sit heeldag nie. Maar ja, die heaters is maar aan. Dit is maar chilly. En naby julle seker julle is nou in somer. Julle gaan nou somer in, nê? Ja, nee, ons is nou weer 30, 33 daar rond. Raak bietjie koelerig in die aande, so 16, 17. Hmm. maar dis heerlike weer, baie. hoor. Ek love hierdie weer. Dit is baie nice. Hulle sê Desember gaan ons hoes van die koue met die sneeu. Maar ja, dis nogal interessant. Nou die dag was hier 'n verskriklike wind wat opgekom het en hier's baie hal in Colorado. So ons het Okay. ook Suid-Afrikaners ontmoet wat die ou maak halskade reg in karre. So dit Sure. is wat hy doen. Yes. Julle So besig. ja, hy sê hulle raak excited as die hal aankom. As die ander bang raak, dan raak hulle excited. Want dan Ja. weet hulle hier kom werk. Cha-ching. Maar in elk geval en hierdie fone, jou foon, die alarms hier in hierdie woonstel, maar ek verstaan elke huis het daai alarms. Hoorie, jy moet sien in watse waarskuwings toestand gaan hierdie hele dorp in. As As dit ek dit al so nou, kan sê. Dis eintlik 'n stad. soos hail warnings of wat? Ja, hoorie, hail warnings, enige warnings, flood Tornado. warnings, tornado's, enigiets. En dan klink dit asof daai sirenes hier binne in jou woonstel is, hoor. Dit is Lika het sommer begin huil. Sy het haar dood geskrik. Sure. Ja, so die arme kind, ek dink sy het so semi hartaanvalletjie gehad. Maar ek moet vir jou sê nou hardloop ons ook uit want ek sien al die Suid-Afrikaners hier so 100 by ons bly, nê. Ja. Nou sien ek al die Suid-Afrikaners staan hier buite onder op die gras. Nou hardloop ek uit om nou te gaan hoor die ouens, waartoe moet ons gaan as daar nou regtig weet 'n tornado of so is. Is hier 'n soos 'n shelter of iets waarin jy kan gaan wegkruip. Nou staan hulle daar en al die Suid-Afrikaners met telefone. Die res kruip weg, hulle is hier met telefone Ja, en dis neem die dis so kontrasterend, nee, dis is al die Amerikaners hardloop in en die Suid-Afrikaners hardloop uit. Ja, so dis snaaks hoor, maar in elk geval. So nee, hulle is baie, hoe kan ek sê, hulle is baie Georganiseerd. Ja, hulle is nie soos ons daar in Suid-Afrika was wat jy weet, hier het die hal nou jou omtrent jou swembad in 'n modderpoel verander en jy het nou eers na die tyd daarvan uitgevind, jy weet. So Dit is so. Dit is so. Ja. Ons kry darmal SMS'e. Julle moet nou nie te ernstig raak, te erg raak op Suid-Afrika. Ons kry darmal Ja, maar SMS'e van Discovery af wat sê, "Hail Van warning." Discovery. Ja, Discovery doen dit nog al, nee, maar ek meen dit is nie soos elke gebou wat daai alarms in het nie. Nee, dit is Elke nie. huis, elke gebou het daai alarms in. Dis federal, ja. Ja, presies. so dit is 'n algemene ding. Dis nie net 'n Discovery, jy's nou 'n Discovery kliënt en gats nou ek het ook daai WhatsApps gekry van trek jou kar nou onder 'n afdak of wat ook al, daar's 'n storm op pad, maar ek meen hierdie is intens, hoor. Dit is soos jou ore. Ek dink jy moet gaan vir 'n ek dink jou oordrom is naby aan bars, hoor. Hoorie, maar is die storms erger? Is dit die rede of is hulle maar net versigtig? Is hulle maar net soos jy Ja, sê hulle is maar nog ingerig? altyd net so versigtig. Daar is state wat baie erg is met tornado's en dinge, soos jou ek weet in Florida, hulle het nogal kwaai tornado's. So daar is state wat nogal erge storms en dinge het. Ja. Maar Nee, en floods. nee. Maar die ergste wat hulle kry is haal, maar die haal kan groot wees, hoor. Die haal kan regtig baie groot wees. Hoorie, en daar's So- in Colorado is vure nie ook 'n groot risiko daarso nie, soos fires en ek het al gehoor van Ja, ek wildfires dink en meer in stuff. die berge, want jy weet hier is baie plantasies, né? Hier's vreeslik baie bome, dennebome, plantasies. Ja. Maar dis nie So noodwendig plantasies soos in ons sin van nie, dis natuurlik. ja, dis Ja, natuurlik daar. dis So forest. dit lyk soos Ja. daai graskop area. Baie Okay. so. Okay. Maar met baie groter berge. Joh, Yes. ek het nie besef daar is nog so mooi land soos Suid-Afrika nie, hoor. Ja. Maar ek moet vir jou sê, hierdie omgewing is
beautiful. Yes. Regtig. Hoorie, maar So julle ja, is die praat ek verkeerd as ek sê die Yosemite is daar by julle of nie? Is ek verkeerd as ek dit dink? Nee, dis maar hoofsaaklik die Rocky Mountains en Rocky al sy Mountains. nature, ja, Okay. al sy nature gedeeltes is verskriklik. Alles is baie nature orientated tipe van Yes. hier. Yes. So daar is, hulle gee vir mense, selfs met jou weerberigte en alles praat hulle oor jou fire warnings en sulke tipe van goed hier. Mm. Maar jy kry dit nie in die dorp as 'n ou dit so kan sê of in die stad hier onder by ons nie, is maar hoofsaaklik vir die berge en die uithoeke en daai tipe van goed. Mm. En dit is nou relatief droog. Want 'n groot hoeveelheid van hulle reën, of ek sê reën, maar dit is nie noodwendig is, of hulle precipitation is sneeu. En die water wat opgaar is as gevolg van sneeu en daai Yes. tipe van goed. En die laaste jaar het dit glo sleg gesneeu hier. Mm. So hulle het nie hoe soveel water opgevaar as min wat hulle gesien. normaalweg het nie. Mm. So daar's bietjie waterbeperkings nou en die ouens kan nie hulle gras so lekker nat gooi ensovoorts nie. Ja. So dis bietjie drogerig oor die algemeen nou, alhoewel Colorado ook 'n relatiewe droë staat is. Yes. Maar jy sal dit nie noodwendig sien met die huise en so nie. Die Ja. gras is groen, die bome is Baie groen. mooi, Dis baie pragtig. mooi. Ja, regtig baie mooi. Mm. Maar jy kan sien daar's maar gedeeltetjies waar die ouens dalk bietjie minder geleentheid het vir water ensovoorts wat nou lekker droog raak. Okay, dis cool. En so julle het obviously 'n national park of ietsie daarso. Wat noem hulle die nasionale park daarso? Weet julle? Ons het 'n paar om die waarheid te sê. Well, okay. Ja, so ek kan nou nie regtig aan almal dink nie. Ek sal my die map moet oproep. Ja. Maar Ja. ek meen die hele Rocky Mountains in terme van is 'n groot national park gedeelte Yes. maar hy het nog steeds dorpies en behuisings en sulke tipe van goed binne-in Yes. ook. Yes. Maar dit word alles beskerm. Daar's om Denver self is daar seker 4 of 5, as dit nie meer is nie, verskillende parkgedeeltes. En die parke party loop so baie aaneen met soos ons in Suid-Afrika in die ou dae jou parkies en jou sulke goed gehad het hulle daai parkies wat verskriklik mooi in stand gehou word en dit loop uit of verder in met fietsroetes en staproetes en Yes. in die meer natuurlike meer ongerepte tipe van parke ook. So daar's altyd 'n baie mooi manicured park as 'n ou dit so kan sê met sy groen gras en die klimrame en speelplek en die mense is in die parke. Maar jy was al elke hier. dag. Was jy nie al in Amerika nie, Adrian? Nog Nee. nooit? Nee, Johan, hy was Okay. al daar. Ek was nog nie daar nie. Ja. Ek hopelik, soos ek weer gesê het, is ek op die stadium lyk dit of ek hier einde Augustus, begin September dalk vir so 2 of 3 weke gaan kom. Nice. Maar ons probeer dit nog uitfigure. Is nog 'n bietjie moeilik want Johan hy gaan Parys toe. Die 22ste September vlieg sy Parys toe. So Wat saam met hom maak? saam met hom ma, ja, hulle gaan op 'n kerk. Ja, ek dink sy Daar's het mos my daai vertel. Assisi St Francis of Assisi tipe daai klein village waar mense gaan en dan sit soos jy gaan doen eintlik nagmaal vir 'n week. Ek weet nie om dit anders te verduidelik nie. Dis so weird. Jy gaan skakel net af en bid en ja, is net dis cool. Ek weet dis nice. Ek dink is so 'n belewenis, Ja. maar ja, sy gaan saam met hom ma in 'n kerkgroep so intoe. So ek probeer dit nou nog half uitfigure want ek dink as ek weggaan vir 3 weke en dan gaan sy weg vir 2 of 3 weke, kan dit dalk bietjie rof wees op die kids. Ja, So ons probeer dit ja. nog uitfigure, maar ek wil baie Want- graag. Ek weet nie hoe ver is California van julle af nie. Ek het geen idee nie, maar ek dink is 'n Dis Nee, eng. naby. my Waar neef is dit? bly daar. So Well, okay. hy's in San Diego. Yes. So ja, hy's al 28 jaar hier in Sure. Amerika.
So hy is in California en hulle het vir ons kom kuier die tweede naweek na ons geland het en dis so Mm. 2 ure se vlug O, van dis nie hier af. bad nie. Okay. So dis Pretoria Kaapstad toe, Ja, die ja. afstand. Waar Dis hy nou in na San Diego bly. So dis ek is seker naby. dis nie ver nie. En die Ja. ander ding is ek dink Colorado of althans hier waar ons is Denver is Mm. nogal baie staan baie bekend vir die ski slopes. Dit is nogal 'n baie groot ski destination Mm. in Amerika. Ek kom Ja. agter baie mense koop ook wat nou in Texas bly vir hulle vakansiehuise hier in die berge om te Okay. kom afkoel somertye want hulle sê dit raak die hitte in Texas is ondraaglik. Ja, ek kan dink. Veral met die tyd ook nou nog saam. So hier is Ja. dit droë hitte Mm. en dit word nie so warm soos in Texas nie. Mm. Wat nice is. So ja, ek Lika kan nie wag vir die winter nie. Sy wil net sneeu sien. Ja. Vrou nou is bietjie bang vir die sneeu. Hy het gesê as ons op 'n plek land waar dit gaan te koud wees, dan gaan hy dadelik skuif. Maar nee, hy hou nog bietjie aan hierso. Hy sê dit is mooi. Ja man, Ons julle moet gaan maar dit nog bietjie gaan aanhou. julle eerste White Christmas. Ja, Ja, nie ons nie. Ek dink ons het al gehad in Europa, maar die kinders O, ja. verseker, ja. Of Ja, ja, as familie saam, verseker, ja. Ja, ek het En ek vergeet kan- julle ek het in kan- Engeland gebly vir 'n ruk. Sorry, dit ontsnap my. Ja. dis okay. So ek kan die koue kan ek bietjie hanteer, maar ek wil nie 90% van jou jaar moet koud wees soos in van die plekke, North Dakota en daai nee. North Dakota. Hy het 'n vriend wat daar bly wat saam met hom op skool was en wat op ons troue was. Nou sê hy dis North Dakota, nou sê hy nee, dis Dakota, Dakota. Dakota, ja. Dis 'n goeie een, ek like dit. Ja. Hoorie, dis baie Dis cool. reg. Nee, jessie, dis interessant. Ek het nou gesien, ek sien die net so vinnig gesearch, toe sien ek is nou dis maar die Rocky Mountain National Park. Dit is die National Park se Ja. naam. Ja, En ja. maar En waar fietsry, joh. ja, Die groot. mense ry ongelooflik fiets hierso. Jy moet sien hoe ry hulle hierdie berge uit. Ja, ek kan dink. Dit is net amazing hoe die mense hier fietsry, hoor. Hoe is die Jy leefstyl daar min of meer? Is die mense heavy aktief of is dit maar soos in Pretoria Nee, hulle is as jy nou aktief, hoor. is dit? Ja, grootendeels. Ek meen dit is Draf in parke, die Denver is kinders bekend speel hier in die parke, jy moet dit sien. Dit is soos ek dink hulle het coaches nou in hierdie vakansietydperk wat nou daar in die parke hulle afrig. So jy sien die heeltyd touch rugby en dit is volleybal en dit is hulle speel American football en daai disc golf is ook nou nogal baie populêr en dan rollerblade hockey. Weet so Yes. ek weet nie of hulle oefen vir die ijshokkie nie. Maar ek het 'n Nee, daar paar is ouens mos wat met een- die hokkie so gesien. Daar's 'n sport, roller hockey. Ja. Ja, dis so dis is 'n proper Hulle doen sport. dit Ja. en dan ja, en die kindertjies, ek meen jou kinders se ouderdom, ry op fietsse rond hier in die parke, all by themselves, met hulle visstok op die rug, vang vis, geen ouer insig nie. Lekker. Dit is vir my so vreemd. Ja. Ek wil net die hele tyd sê, hoorie, waar's jou ma? Ja, ek kan Waar's dink. jou ma en jou pa? Jy wil dit die hele tyd vir hulle vra, maar weet jy, baie aktief in die parke. Ek dink as maar die parke so mooi is. Jy weet, dit is so mooi in stand gehou, lekker dik groen gras, baie koelte bome. Baie hou ook partytjies vir hulle kinders in die parke. Slaan 'n gazebootjie op en weet, bring 'n coolback en dit is by die klimrame en dinge want dit is so mooi in stand gehou, nê. Dis een ding wat my opval en jy mag nie regtig hier rommel strooi nie want dit is soos 'n jy sal regtig swaar bevoel word. So hier's nie papiere wat rond lê en Ja. ryk na snaakse dinge nie, jy weet. Ek like dit. Ek meen ek kan dink vir jy weet soos vir enige Suid-Afrikaner wat gewoond is aan. Kyk, Pretoria is nou nie die vuilste plek nie, maar as jy nou gou-gou deur Pretoria straat gaan ry, dan is dit nogal erg, jy weet. Maar ek dink vir 'n ou wat Dit van is, hier en- af kom en daar instap en jy soos ek meen dit is seker nie iets wat jy dadelik besef nie, maar na rukkie dan sê jy soos ek sien nêrens papiere nie. Ek sien nie goed wat rond lê nie. Dit is skoon. Verstaan jy? Ja. Ek weet nie of wat dit was Ja. dit vir julle soos heavy opvallend aanvanklik of het julle dit eers na Baie. 'n rukkie Dit was. agtergekom.
Nee, nee, dit was opvallend. baie opvallend en jy weet ons het nou baie met ons hond moes nou daar geloop in die buurt. So daai parkie daarso in wat is daai straat? Rystraat. Ag man, Rystraat, ja, daai Mm, parkie. Ek meen as jy nou dink aan die mense wat partykeer daar uithang en lê en te kere gaan hê en dan dink jy aan daai gras is so hard en stekelrag. Jy wil nie eintlik met jou kind daar gaan speel nie, jy weet. Maar jy kan dit nie vergelyk met hierdie nie en dan ek het altyd vir Frans gesê ons het nog in 'n baie mooi buurt gebly. Ek meen as ons nou daar geloop het, dan kyk daai berg het my altyd opgeval hoor en die bome. Ons het in 'n baie mooi buurt gebly. Ja. Maar daar waar julle nou bly, maar ek moet vir jou sê jy kan nie dit vergelyk nie. Alles is net baie mooi in stand gehou. Jy weet, jy wil met jou kinders in die parkie gaan speel. Jy kan hulle ewen los as op 'n sekere ouderdom soos Loan. Hy is nou in die park, hy vang vis op sy eie. Hy sit daar, glad nie bang nie. Jy sal dit nooit in Suid-Afrika doen nie. Ek het hom nie eers met sy fiets om die blok laat ry nie, want ek was so bang iemand stamp hom af en weet steel sy selfoon of maak hom weer seer, jy weet. So Nee, ja, dit dit is is so. net 'n ander tipe vryheid wat jy ek dink jy kan nie dit ons Suid-Afrikaners, ek sê vir my ma, ons is eintlik 'n nasie wat so swaar lewe daar in die sin van met al hierdie beperkings wat jy jou kind so moet inperk en so moet opsluit. Jy weet, Ja. en dis hartseer man. Want Ja. as toe ons kinders was, het ons op fietsse rondgery in die strate. My ma het nie ge-worry daaroor nie. Ja. En nou kan jy dit glad nie meer doen nie. So dis maar net 'n hartseer situasie vir my, jy weet. So maar ja, nou is dit jy gee vir jou kind dit vryheid. Ek meen Loan is 'n ander kind hierso. Hy's 'n ander kind. Sure. Dis nou weer vir my soos toe ons groot geword het. Soos jy gesê het, ek meen ja, daar's nie heininge om al die huise nie. Dis oop. Jy sien die grasperke, die grasperke is groen. Die sypaadjies is mooi waar daar sypaadjies is en sulke tipe van goed. En jy die kinders speel in die veld of op hulle grasperke voor die huis of in die pad met hulle basketbal, jy weet jy hoeveel basketbal loops is hier so opgeslaan daai borde met die stands in die pad. Dis soos ek groot geword het wat ons verloor het in Suid-Afrika en die ding is dit het oor 'n lang tyd gebeur in Suid-Afrika, maar nou is dit asof jy hierdie reverse het na terug daai tye wat ek oor die veld oor die erwe fiets gery het na my maatjies toe of geloop het en terug huis toe gekom het as die ligte aangegaan het, daai tipe van. Nou ek met Loan vang vis, hy ry met die bus of hy doen wat ook al en dan kom hy op sy tyd terug. 6:00, 7:00 in die aand, maar sy maag sê hy moet net by die huis wees, ons moet aandete eet en sulke tipe van goed. Ja. So maar dit word eers 9:00 die donker, so dis bietjie moeilik. Ja, maar dis lekker. Ek meen die ding is soos julle nou praat, ek meen ons kan relate. Jy weet, want ons het groot geword in daai soos julle sê in daai omstandighede. So ek weet waarvan julle praat. Maar as jy dit nou vir Loan verstaan, as jy nou dit vir hom probeer verduidelik het, hy gaan nie verstaan wat jy bedoel nie, want hy het dit nooit gehad nie. Maar nou kan hy relate. Nou kan hy verstaan. En dit is die verskriklike hartseer ding is eintlik nie dat dit gebeur nie, maar dat dit ons norm geword het. Dat dit aanvaar dat ons dit aanvaar het en dat ons dit adopt het en net sê okay, dit is nou maar hoe dit is. Ons kinders mag nie soos jy gesê het, maar hulle mag nie in die straat gaan fietsry om die blok nie. En hoe bly hartseer is dit? Want ek is presies dieselfde. Ek is soos selfs al speel my kinders net buite in die yard, is ek soos elke 15 minute gaan kyk jy is hulle nog alright, is hulle nog daar? Verstaan iemand nie deur die heining vir hulle iets probeer gee of wat ook al nie. Want die realiteit is die vrese wat ons hier het en soos ons nou sê wat ons so half aanvaar het as normaal is nie ongegrond nie. Daar het al mense deur die hek met hulle kom praat en daar het al mense goed dan verstaan jy dis blerrie hartseer en dis soos jy sê mense besef dit nie eintlik en die ding is julle ek kan al klaar sien
party mense wat hierdie gaan kyk gaan nou dink, hulle praat nou net Suid-Afrika sleg en goed. Dis soos nee. Dis net die twee kontrasterende realiteite van verskillende plekke. Die een is veilig, is onderhoud, die polisie is aktief, die brandweer is aktief, die stadsraad, die government, federal soos jy gesê het, hulle werk actually, hulle doen actually wat hulle moet doen. En dis die enigste groot verskil is dis ouens wat wil seker maak hulle samelewing, hulle omgewing, hulle gemeenskap is veilig en en jy kan hierdie goeders doen. Waar Ja, ons ongelukkig is dit nou maar net kan soos nie meer nie. as jy die goed compare, as jy Suid-Afrika versus Amerika, is dit net soos die comparison laat Suid-Afrika so sleg lyk, maar dis die reality van dit. Dit Dit is is. net die En realiteit. kyk, ek sal nie my doel is nie om Suid-Afrika Nee, sleg ek te weet maak. dit. Dis Ek dis weet wat dit. my gevorm het. Jy weet dit. Dis Ja. wat my gevorm het op die einde van die dag wie ek is. Mm, So ek sal altyd lief wees vir Suid-Afrika. Dis 'n mm, pragtige land. mm, Maar ongelukkig het die regering, weet, mense wil ook nou nie polities gaan nie, maar hulle is nie so wonderlik nie. mm. So en dit is hoekom die land is waar hy is. Jy weet, Kyk, en dit is nie, sorry, dat ek jou in die rede val, ek wil ook net Dis sê, dis nie net Suid-Afrika nie. Kyk na Europa byvoorbeeld. Europa is horribaal op die stadium. My broer bly in Southampton in Engeland. En hy sê vir my, dis so bly onveilig daarso in die strate nou. Jy kan ook nie meer net buite rondloop nie. Die kinders kan ook nie net meer buite gaan speel nie. En dit is nie die produk van kleur of ras of enige iets nie, dis 'n produk van 'n goeie of 'n slegte regering. That's it. Jy het 'n regering wat die werk wil doen en jy het 'n regering wat nie die werk wil doen nie. En in Amerika sit jy met ouens wat die werk wil doen. En nie in al die state nie. Ek weet daar is state wat bad is en wat nie so goed is nie. Maar Ja. gelukkig is julle in 'n staat wat? waar dit nie die geval is nie. Ja, ek sê altyd, waar daar mense is daar probleme. Mm, So geen plek, ewen kerke, is Mm. perfek nie. mm, Jy kry nie perfekte, waar mense is daar niks perfek nie. mm. Sorry, ons is mense. Ja. Maar dat, ja, daar meer, as mens positiewe versus negatiewe opweeg, jy weet, dan op die eind van die dag gaan daar altyd maar 'n plek wees wat wen. Ja, Jy weet dit wat ek is so. sê. Dit is so. So, ja. Maar dit is maar moeilik, ek dink vir lande en soos ons kan sê, selfs in Amerika is ons nou baie arm druk tussen conservative en Trump Liberaal, ja. tipe van en daai tipe van ouens of liberals. Mm, En wat daar baie keer 'n issue mee is die hoeveelheid mense wat van allerlei ander lande ook in hierdie land inkom en wat hulle doen en wat hulle gelowe is en hoe hulle dinge doen, tipe van 'n ding. So selfs met LGBTQ en al daai tipe van dinge waar daar nou dalk meer, waar Suid-Afrika nou baie meer attent is op, is dit iets hier wat nou al baie lank aan die gang is, maar op die einde van die dag as 'n ou in terme van 'n government moet begin reëls en regulasies en daai tipe van goed neerlê, dan is dit moeilik om voet by stuk te hou soos wat Trump byvoorbeeld op hierdie stadium doen om te sê nee, maar ons gaan nie dit doen nie, ons gaan nie dit doen nie en dis iets wat ons wil doen en dis hoe ons wil regeer en dit is hoe ons wil lewe en dis ons die infrastruktuur wil maintain en daai tipe van goed ook. En dit val baie keer plat met verskillende regerings en dit is een van die challenges wat Suid-Afrika ook gehad het weens sy probleme, maar dit maak 'n baie groot verskil in 'n land soos wat ek nou sien. Ek het bankrekening gaan oopmaak in die stad. En dit is van die beste plekke wat ek nou al gesien het, is byvoorbeeld die middestad, Denver. Waar die mense loop met hulle honde daar, dis coffee shops, dis 'n sosiale plek. Yes. Ek meen, gaan jy na ons middestad toe, byvoorbeeld in Pretoria vir
om te gaan koffie drink Jy's en bang. mense gaan kuier en buite rond te loop en so. Jy gaan nie met 'n selfoon so toe nie. Jy moet op 'n sekere plek gaan parkeer Dis beautiful. want jy is soos hoorie hulle gaan my kar hierso weet die venster dalk stukkend slaan as hulle hom nie gaan steel nie, die radio wat ook al te steel. So nee, ek weet nie, mens kan dit nie vergelyk eintlik. Hoor, mens kan dit nie vergelyk nie. Dit is Ja. net ek sê vir my sussie vra my of ek al spyt is. Ons is hier. Sê ek vir haar, weet jy wat? Enigste ding waaroor ek spyt is die feit dat hulle agter moes bly. Dis die enigste ding waaroor ek spyt is. Maar dit voel vir my half soos 'n stukkie hemel hierso. Dit klink weird. Ja, hier is ook 'n bietjie mal mense. Ons issues. Hier's baie koekoes mense en so. Ja. Maar dit is net om weer te sien dat my kind gesond gaan raak hier. Ja. Is vir my Ja. die ultimate. Verstaan jy? Hoorie, en So, hoe beleef hoe sien julle 'n bietjie van daai healing, daai restaurasie gebeur met Luan en jy baie. weet, ja. Hy maak weer grappies, weet hy like dit om my siel goed uit te trek daai kind. Hy kan nou het ons sulke blinders hierso byvoorbeeld nou die aand. Nou sien ons sy blinders is op in sy kamer. Nou sê hy nou sê Lika mamma vra vir hom moet hy daai blinders opgekry want hy gaan nie vir my sê. Nou roep ek hom. Nou sê ek Luan, wys my wie jy daai blinders opgeslaan. Want dis nie net 'n toutjie wat jy trek. Daar's nie toutjies nie. Ja. Nou sê hy vir my, o nee, jy maak nou net so nou ligge en dit is sulke Venetian blinds, nê, of sulke hout. Ja. Ja. Dan sê hy, nee, jy moet hom nou mooi level en dan moet jy hom nou net so druk Ja. en dan los jy hom nou stadig, maar nou gaan hy so aan hè. Jesus hoorie, Lika, nou bly hy daar. Nou is Lika in haar kamer, nou probeer sy. Sy staan seker vir 'n halfuur daar, maar daai goed val die hele tyd terug, nee. Nou staan ek naderhand op. Nou sê ek, nee man, hierdie 2 knoppies, ek is seker jy moet hulle indruk om hom te lock. Nou staan ek, vat hom op, druk hom in, hy lock, bly daar. Geef my hierdie Likas kwaad. Nou sê hy vir my, nee, dit is nou dit was net 'n magic touch, sê hy. Jy moet 'n magic touch hê. Ek sê man, jy jok, pragtig. Weet, hy sal nou sulke goedjies begin doen. Ja. Maar by die huis was hy ek weet nie, hy was baie angstig. Weet hy sal die hele tyd soos as ek en hy nou byvoorbeeld met die hond gaan loop, dan sit hy die hele tyd van sit net die alarms aan. Hy maak daai hekke toe in die gang wat ons geïnstalleer het met die inbraak. Het ons vrou nou ook sulke trelly doors en goeders geïnstalleer. Hy maak daai goed toe. Hy sal so weet die hele tyd net lê en wag totdat ons terug. Nee man, jy kan nie so leef. Ja, jy leef nie man. Nee, jy lewe nie. So Nou leef hy. Ons sien hom amper eintlik nie eers by die huis nie. Hy sê soos speel golf, okay, hy speel met vriende of hulle gaan winkel toe of hy gaan visvang. Ja, kom op die bus. Hier is Groot verskil. Oukies van Nelspruit hierso, van Nelspruit was Cameron en ek dink hulle is op Pretoria. Maar so hulle is nou wel matriek en bietjie ouer as hy, maar hy het nou chommas met hulle gemaak, hoor, en hy klim op die bus saam met hulle, dan gaan hulle Bass Pro Shop toe, dan gaan hulle hiernatoe. So hy is net soos elke nou en dan sal hy sê, kan ek 'n geldjie kry asseblief? So ons het nou vir hulle bankrekeninge ook oopgemaak of vrou nou dit gelink kan sy en hulle net hulle eie kaart het, want die kinders hier is baie independent. Is dit? Ja, hulle is nie so veral Luan kom ook nou op 'n ouderdom waar hy soos ek sê nou die dag vir vrou, nou hy doen niks meer saam met ons. Vrou nou sê maar weet jy, hy is nou net op 'n ouderdom waar hy nie meer saam met ons regtig wil wees nie. Hy wil tussen sy portier wees. Hy wil goeders doen wat vir hom lekker is. Hy wil explore. Hy wil nie noodwendig nou saam met ons nou weet ons is nou mos die ou mense, so hy wil nou nie saam met ons nou die hele tyd rondhang. Hoorie, maar dis 'n great teken van iemand wat deur trauma gegaan het, want dis soos julle sê, hy was hierso was hy so half geplak aan julle teenwoordigheid en daar het hy die vrymoedigheid om nie by julle te wees nie. So dis eintlik 'n verskriklike goeie teken en
wys na die, soos jy sê, die herstelproses wat plaasvind actually, dat hy weer die eintlik maar die publiek vertrou en kan uitgaan en kan goed doen en soos julle sê by die dam of rivier of wat ook al waar hulle visvang gaan staan en visvang en soms sy chommies winkels toe gaan en dis eintlik awesome. En man, ek meen ons praat nou van hoe cool sal dit wees as enige kind dit net kan doen. Maar vir hom is dit nogal 'n bietjie van 'n groter leap as net enige kind wat nie deur iets soortgelyk is as wat hy is nie. En en julle ook. Ek meen vir julle ook. Jy weet julle was obviously ook meer versigtig na die insident as wat julle voor die insident was. En dat julle ook die vrymoedigheid het om vir hom te sê ja, go. Gaan geniet jouself en gaan vang vis en gaan ry fiets of gaan ry bus of wat ook al. So dis regtig eintlik amazing en dat dit in so kort tydperk eintlik al ver gevorder het. Ja. Nee, dit doen. Ons ry nou die dag saam met 'n dame wat ons ook ontmoet het hier, wat ons ook nou vir ete en so genooi het. Sy sê nee, sy geniet dit, sy wil net met haar vensters oop ry. Dis hoe sy ry. Hier in die stad. En ek soos van ek's nog daai mode van nee maar ja, ons maak die vensters toe. Ek kan met die oop vensters. Nee, dit is jy permanent daai herinneringe van Ja, hier was by die huis en wat jy by die huise gedoen het en hoe wakker jy altyd moet wees al jou default is nog daar. Ja, maar dis asof mens so half begin asemhaal en uitblaas en relax want jy hoef nie meer so op hol te wees die hele tyd oor is hulle okay, gaan hulle okay wees, is ek reg, is ek veilig, moet ek eers oral kyk om my voor ek by die huis uitgaan of voor ek die hek oopmaak of daai tipe van goed nie. Yes. Hierso staan die karre hier onder, daar's nie eens heininge en alle dinge nie en almal se karre staan. Ek het nog nie van enigiemand se goed gehoor wat gesteel is of wat ook al. Byvoorbeeld uit van die kompleks uit en alles is oop. Ja. So ek dink dit gaan 'n rukkie vat om gewoon daaraan te raak. Mens voel partykeer amper Jy's te relaxed. Ja, of jy as jy nou jy moet nie te relaxed raak nie want jy moet nog steeds maar moet jy weet nie. So maar sien hoe gaan die ding. Ja. Maar ja. Dis eintlik lekker as jy kan weet jy hoef nie te worry oor alles nie. Jy kan fokus op ander dinge tipe van goed. Jy weet maar die Bybel sê ook nou die Here het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, nê? Dit is en ek meen dit het half soos nie reg gevoel in Suid-Afrika om heeltyd nou om jou te moet kyk en te vrees nie, maar die probleem is soos jy weet, dis realiteite. Dit is nie 'n ding wat jy in jou kop opmaak nie. Veral as dit met jouself gebeur het in jou huis. Ja. Is dit nie 'n ding wat jy opgemaak het in jou kop nie. Ja. Of iets wat jy gelees het in die koerant wat mense is wat jy nie ken of wat ook al. Verstaan jy? Ja. So jy kon nie anders as om met tye te vrees nie. Ek meen as jy by die hek inry of wat ook al en is donker, jy weet nie wie is nou hier agter in 'n bos of 'n plant of wat ook al wat vir jou wag, verstaan jy? Ja. Dis die heeltyd daai ding wat jy moet half probeer en dan vir jouself sê, want ek het ook al hoeveel keer verloor gesê, dit is 'n aanval van die duiwel as hy bang is. Hy moet weet hy moet net hardop bid en net vir die Here vra om te beskerm en die bloed van Jesus oor hom bid en alles. Maar in elk geval dit is jy doen dit, maar jy het nog steeds in jou onderbewussyn maar hoorie, maar wat as daai ou weer hier terugkom, jy weet, of wat as jy die hele tyd daai tipe van ding, waar hier het jy dit nie. Ja. Verstaan jy wat ek sê? So, ja, ek verstaan 100%. Ek dink die ding is weer eens sou ek net sê, dis nie hierdie vrese wat ons het en wat ek dink julle nou kan sê wat vrese was. Vir ons is dit soos ek sê, dis die norm. Dis nie ons dink nie eers ons is in 'n state of panic nie. Ons weet nie eers ons is in 'n konstante vrees, jy weet, lewe met 'n konstante vrees eintlik nie, dat jou kind gaan wegraak of dat iets met jou kind gaan gebeur of dat hy gaan ontvoer word of dat hy vermoor gaan word of dat hy beroof gaan word of wat ook al dit is, jy weet, fill in the blank. Ek dink vir ons is dit net soos
ons is so geïndoktrineer met ons omstandighede dat ons vergeet van hoe lewe eintlik moet wees. En Presies dit. ek dink dis wat Mm. julle nou kan articulate, is julle kan sê, Betuig, ja. dis eintlik hoe lewe moet wees. Ek Dit sê is, ja, dit is hoe dit moet wees, ja. dit is. Ek sê vir my ma ook, weet ek wens ek kan hulle net almal hiernatoe bring. Dit sal Ja. fantasties wees. Ja. Want dit is hoe mens moet leef. Ek meen hulle sit in 'n dorpie waar hulle nie water en krag het vir hoeveel dae nie. Ek meen dis ou mense man. Weet my ma is nou al in die 70's en alles. Jy wil nie hê jou ouers moet so lewe nie, verstaan jy? Dit is net soos maar wat kan jy doen? Dis die hele dorp. Dis die hele dorp. So ja, wat ek eintlik wou sê ook op daai dit is hoe dit is daai het ek agtergekom na die aanval op Luan is toe baie mense met ons gesimpatiseer het en weet jy, met ons kom gesels het en gesê het hoe jammer hulle is oor die hele storie. Maar weet jy, elke liewe persoon het iemand gehad, as dit nie hulle self was, wat deur of 'n hijack of iemand se ouers is doodgeskiet of 'n inbraak of die kind is aangehou met 'n geweer. Elke liewe persoon, Adrian, en weet jy, van hulle gee nie eers daai sake aan by die polisie nie, want dit is net soos, ag, wat gaan in elk geval gebeur? Jy weet wat ek sê, niks gaan daarvan kom nie, so hoekom moet ek nou myself deur daai proses ook nou nog sit? En dit was vir my nogal 'n eye-opener, hoor. Ek kon nie glo dat ons Suid-Afrikaners so geraak het. Ek meen, dit is nie in almal se besluit om te sê, luister, ons pak ons goed en ons gaan nou, ons los hierdie lewe van ons agter hier nie. Ek dink dit is 'n verskriklike moeilike besluit en ek het respek daarvoor want nie almal kan dit doen nie, verstaan jy wat ek sê? Dit is nie, soos my een vriendin ook gesê het, ons almal kan nou nie oppak en gaan nie, jy weet, dit is ook nou waar, maar dit was net vir my so hartseer dat ons so gewoond geraak het aan dit wat met jou gebeur daar en dat dit met elke liewe persoon al iets gebeur het waarmee ons gesels het. En dit was vir my hartseer. Dit was vir my eintlik 'n ontnigtering, jy weet, van hoorie, maar dit is nie hoe dit moet wees nie. Dit is nie normaal nie. Ons wil dit normaal laat klink in Suid-Afrika, but it's not normal. Dis asof ons dit so half begin verkleineer. Bedruk het of verdruk het. Ja, jy steek dit al weg. Almal steek dit al weg. Maar dis die realiteit het vir my ook regtig baie uitgekom met daai aanval, die inbraak by die huis en daai tipe van goed. As elke ou in jou eie buurt om jou, elke ou kan vir jou vertel van al hierdie goed wat gebeur het. En mense, ek vra baie keer die vraag of esie, ou kan 'n ongelooflike boek eintlik skryf as jy met mense gaan praat oor wat met hulle gebeur het, sulke tipe van goed. En dit sal, ek sweer dit sal 'n moerse verkoper wees internasionaal. En mens vra eintlik baie keer die vraag af, hoekom het ons in Suid-Afrika so geraak dat dit normaal is? Hoekom dink ek dit gaan nie met my gebeur nie? Hoekom dink ek dit gaan nie meer met my kinders of met my familie gebeur nie? Tot die dag wat dit gebeur in jou eie huis waar jy hulle nie mense kan beskerm en daai tipe van goed nie. En as 'n pa, ek meen regtig, is dit waar jy jou kinders wil hê, is dit wat jy moet jy eers 'n aksie vat wanneer iets gebeur het? Gelukkig is Luan nie dood nie. Ek meen, dank Vader. Byvoorbeeld, maar sou dit so ver, dit kon eintlik effektiewelik so ver gegaan het dat iemand moes dood gegaan het dat 'n ou kan eintlik terugstaan en besef, luister, something's wrong. I mean, this is not normal. Kom doen ons dit. So dis vir my die ergste. So ek wil nie doemprofete en allerlei tipe van goed wees of wat ook al nie, maar dit het net vir ons die ergste geraak en jy besef, luister, ons mense moet 'n ander plan maak. Ek het lank genoeg met munisipaliteite en government en alles gewerk en in al die 10 jaar of wat ook al wat 'n ou betrokke is, besef jy net, selfs daar gaan dit nie beter nie. Met al die ingenieursprojekte waarmee ek gewerk het, dit gaan nie beter nie. Jy konstruksiemafias, dis ouens wat geskiet word op sites, ouens wat geskiet word oor projekte, oor kontrakte, oor sulke tipe van goed. Ouens wat aangehou word deur taksies en gemeenskappe oor
gemeenskappe wat swaar kry en wat wil geld hê en wat hierdie entitlement het van daar word nou iets gebeur en ek moet iets daaruit kry en Ja. dis nie iets wat jy gaan verander in 'n 10 of 'n 20 of 'n 30 jaar nie. Ja. Al kom daar byvoorbeeld 'n DA regering, hoe gaan jy daai regmaak? Jy maak dit nie reg in daai tyd nog steeds nie. En daar is net te veel issues en drama en probleme en dit is goed wat ek dink lank vat, generasies eintlik maar om te verander. Ja. En baie education en baie mense wat meer op daai educated groot level kom wat hy wil diens hê, hy wil sy huis hê, hy wil veiligheid hê, hy wil skool hê vir sy kinders, hy wil, ek meen alles moet tipe van gebeur. En ek dink ons is nog nie daar vir die groter hoeveelheid van populasie van Suid-Afrika nie. Ek meen baie mense sukkel nog net om brood op die tafel te sit en daai tipe van dinge. So dit gaan 'n rukkie vat om dinge te verander en Ja, ek dink die grootste ek ding lewe vir my net so lank. was vir my was die Dit is grootste so. ding vir ons was maar net die mense wat veronderstel was om jou te beskerm, kon jou nie beskerm. Verstaan jy? Ewen met al die leidrade wat jy gehad het, kon jy daai mense vastrek. Jy kon daai mense maklik vastrek. Ja. Maar omdat dit so dit is net so 'n protokol, jy weet. So hulle kan jou nie beskerm nie. So dis hulle wil jou nie beskerm. Ek dink daar is obviously goeie mense ook daar, weet wat help en alles, maar ek dink net die meerderheid is eintlik maar sodat hulle nie regtig wil help nie. Ek dink die ding is dis soos ons wat nou praat van hoe dit 'n norm geword het vir Suid-Afrikaners. Ek dink vir die polisie het dit ook maar net 'n norm geword. En die ding is, ek dink daar was 'n tyd wat hulle dalk nie almal van hulle nie. Ek moet sê ek is meer in Frans se bootjie hierso dat ek dink hulle gee nie eintlik hel om nie, as ek nou 100% eerlik moet wees. Maar ek dink daar was tog 'n tyd wat hulle gedink het ek gaan 'n verskil maak. Ek wil 'n polisieman word want ek wil 'n verskil maak. En dan kom hy in die stelsel en is 'n vrot stelsel en hy sê die een nou wat dink hy gaan die wêreld verander en dan kort voor lank is hy maar net ook happy met sy paycheck elke maand. En ek dink dit is maar wat gebeur in Suid-Afrika. En jy het gesê dis maar net 'n vrot kol en ek dink dit is ongelukkig die ding. Daar's te veel vrot appels in die mandjie en as jy een vars appel insit, is dit net 'n kwessie van tyd voor hy ook maar vrot word. En ek dink dis die ding is die groot probleem is dit kom eintlik maar net terug na geloof toe. Is meeste van die Suid-Afrikaanse kultuur, ongelukkig die meerderheid van Suid-Afrikaanse kultuur is nie regtig God-fearing, Bible-believing Christians nie. Ons is 'n Christen nasie, sê hulle. Maar dit word geensins uitgevoer nie. Verstaan, dit word geensins ernstig of opsetlik opgeneem nie. En ek dink dit is wat ek sal sê. Ek wil nie vir Trump goed of sleg praat op hierdie ding nie. Ek hou van Trump en ek hou van wat hy doen. Maar ek dink die groot ding wat hy reg gekry het in hierdie tweede termyn van hom is om Amerika te declare, al is hy nie, ek weet nie of hy 'n Christen is nie. Nee, hy is. Antwoord sommer nou al klaar die mense wat hierop gaan kom en sê maar Trump het dit en dit en dit gedoen. Ek wil net vir julle sê, die ding is Trump het Amerika teruggevat na 'n Christen nasie toe. Hy het dit declare, ons is 'n Christian nation. Verstaan, ons bring Bybel weer terug in skole en ons doen die fundamentals weer van die waarop hierdie land gevind is. En ek dink dit is die ding is as jy teruggaan na ons, kom ons sê ons Declaration of Independence, dan gaan jy dieselfde woorde sê dat ons 'n nasie onder God is. Verstaan jy, dis dieselfde prinsipie, dis dieselfde konsepte, maar ons het daai ding heeltemal laat gaan. En nou die lekker ding is net om vir mense perspektief te gee en dalk bietjie polities te raak, is wat jy nou gesê het, Frano, is in Amerika is dit is die Republicans en die Democrats en as die Republicans in bewind is, dan begin die land actually weer goed doen en as die Democrats in bewind is, sonder dat julle dit sê, ek sê, dit is my woorde, dan gaan die land agteruit. En dit is ongelukkig, wat op die einde van die dag is, dit is 'n balans.
Nee, dis 'n goeie balans. In Suid-Afrika is dit net die liberale wat nou al vir 30 jaar regeer en die land gaan net al hoe meer agteruit en al hoe meer agteruit en service delivery gaan agteruit en police service alles. Enige public service gaan agteruit en net meer en meer agteruit want die korrupsie neem oor, die vrot word groter, die vrot steek alles aan en ongelukkig sien ons nie daai opkurwe weer, soos wat Amerika elke paar jaar sien, jy weet, daar is 'n afkurwe en 'n opkurwe. So ek dink dit is as ek dit nou moet opsom, sal ek sê dit is wat gebeur het in Suid-Afrika en besig is om te gebeur en soos jy 100% korrek gesê het, ek het ook vir lank met die regering gewerk en hulle word net erger elke jaar. Dit word net erger. Met die mense wat ek gewerk het, voor ek geloop het uit my job het ek so 'n bietjie van 'n Hail Mary gegooi en vir hulle presies gesê wat ek van hulle dink. En baie van hulle het na my toe gekom na die tyd en gesê, "Yes, well done." Hulle het dit nodig gehad om dit te hoor. Maar dan sê ek soos, "Yes ou, jy gaan nou omdraai en 'n muffin gaan gryp en saam met hulle gaan crap praat. Jy is nie beter as hulle nie. Jy's nie anders as hulle nie. Jy gaan sit nog steeds in jou stoel op jou ek wil nie lelik raak nie, maar amper sê ek nou iets leliks. Op jou platboude sal ek sê. Want dis al wat daai boude weet om te doen is sit in 'n stoel. Hulle weet niks anders nie. So ja, ek is ook lief vir ons land, maar ek besef eintlik net nie op die oppervlak iets is verkeerd nie. Die wortel is soveel dieper en dit is 'n geestelike wortel wat soos jy sê dalk baie lank gaan vat om te genees en die enigste manier hoe dit gaan genees is as die mense terugdraai na God toe. En ek dink dit is wat Amerika besig is om Amerika te genees. Is die government het die declaration gemaak. Ons draai terug na God toe. Ja, dis 'n moeilike ding partykeer, want ons mense het ook al daai gesprekke gehad of mense gooi partykeer ook daai vrot appels om te sê ja, maar jy glo nie in God nie of jy glo nie genoeg nie en dis hoekom jy dit doen of om jy hardloop weg of jy gebeur al hierdie goeders en selfs as jy die Bybel gaan lees met hoeveel keer die Israeliete in hulle generasies geval het en weer opgestaan het en geval het en opgestaan het en dan weer getrek het. Ja, en getrek het en wat ek meen dis permanente, dis so half dis goed wat gewoonlik gebeur oor generasies, selfs as daar nou 'n koning gekom het en die nasie gekry het om God te aanbid, het goeders nie net môre verander nie. Dit vat baie jare. Ja. Plus daar moet daai leierskap wees wat verantwoordelikheid vat vir die hele nasie, vir die land en vir almal optel en uitvat en jy aanbid dieselfde God tipe van ding. Ja. En ons kry nie dit lekker reg selfs in enige land nie. Ek meen selfs in Amerika, ek meen jy het permanent verskille in terme van geloof, maar gewoonlik waar daar meer samesyn is in terme van godsdiens en geloof of wat ook al, het almal in dieselfde rigting gewerk en dit het almal opgevat en dit wanneer generasies verbeter het dit weer generasies gevat wat aanhoudend gestyg het baie keer. Ek meen ons ken dit in besigheid. As jy 'n besigheid bou, werk jy vir 3 of 4 maande jou bas af vir dinge om te begin gebeur in die besigheid en dan as dit aan die gang is, dan kan jy nie nou gaan slaap lê nie, want sodra jy gaan slaap lê, dan gaan jy nou weer sien 'n maand of 2 of 3 na jy nou gaan slaap lê, dan gaan jy nou weer af jou besigheid kurwe. So dis permanent hard werk en dis in jou geloof, dis in alles wat ons doen, dis werk aan die land, dis werk aan besigheid, dis werk aan om jou nasie bymekaar te hou. Yes. En dit is fenomenaal. Ek dink die beste wat Suid-Afrika ooit kan saamwerk is wanneer die Springbokke rugby speel. Ja. Want dan skree almal van die Springbok, of jy wit of swart of groen of geel of wat ook al is, almal is excited, almal gryp mekaar om skouers, yes, ons gaan nou speel en ek meen dis die beste voorbeeld van hoe Suid-Afrika kan wees en moet wees
om vooruit te gaan. En sodra na daai game gaan almal nou weer so stadig, maar seker in hulle eie groefies in hulle eie dinge in ja, so dit vat maar generasies om al hierdie dinge te verander. En ek het maar net ook my besef jong, soos ek nou gesê het, ek lewe net so lank, ek het net soveel tyd oor in my lewe om vir my familie te sorg, vir my kinders wat nou volgende generasies is. En mens wil hê hulle moet 'n lewe hê en mens wil hê hulle moet nie elke dag bang wees vir al hierdie tipe van goeters nie. Ja. En mens wil groei en mens wil uit daai groef uit en uit daai gat uitkom. Ja. So hierdie was vir ons 'n goeie geleentheid. Dit was vir my met werk ook. Ek het, soos ek sê, soos jy nou ook nou sê, as jy in regering gewerk het, dan dit maak 'n ou moeg. Dit steel jou joy. Ja. So gee my 'n geleentheid om ten minste saam met ouens te werk waar ons almal in dieselfde rigting werk vir dieselfde goal. Ja. Dinge gebeur, jy doen 'n projek, hy kom tot 'n einde, jy maak hom klaar, dit lyk mooi en jy gaan aan na die volgende projek toe. En ek het nie dit meer gekry in Suid-Afrika ook nie, selfs met die werk wat ek gedoen het. So nee jonge, ou moet ergens besef jy moet bietjie aangaan en as dit nou is in 'n ander land, dan is dit nou in 'n ander land. So ja. Ek is bly vir julle. Julle nie julle nie, maar julle het 'n rol gespeel in my opinie rondom mense wat immigreer. En ek was altyd een van daai wat gevra het soos is dit nie was dit jy weet die Here my nie vir 'n rede in Suid-Afrika gesit nie. Maar wat ek besef het is daai gedagte is nie 'n Bybelse gedagte nie. Daai gedagte is nie 'n ja, dis nie 'n skriftuurlike gedagte dat jy groei waar jy geplant is nie. Nee, dit is as dit so was, het die disippels almal in Judea gebly, verstaan? Hulle het getravel, hulle het goed gaan doen, hulle het ander plekke gaan sien, hulle was hiernatoe en hulle was soontoe en hulle was, ek meen as jy na Paulus se lewe kyk, die ou was in Griekeland en hy was daar en hy was in Italië en hy was all over the show. En die belangrike ding is nie noodwendig soveel waar jy is nie, maar wie jy is in Christus. En ek dink dit is die ding wat ek uit die hele ding uitgeleer het, of eintlik die conclusion wat ek gekry het, is net soos, jy moet gaan waar die Here jou stuur. En niemand kan vir julle sê, die Here het julle nie Amerika toe gestuur nie. Verstaan? Julle weet dit dalk nog self nie. Of julle doen. Ja, dis die ding. Maar niemand kan vir julle sê julle is nie gestuur Amerika toe deur God nie. Niemand kan vir julle sê God se hand is nie in dit nie. En dit is wat ek net vir mense wil besef is, soos ons is so maklik om vingers te wys en te sê, julle is verraaiers of julle is, ek weet nie, ek het 'n paar van die opmerkings gelees en goeters en dan dink ek soos, bra, wat's fout met jou? Jy's gaan nie mense net 'n bietjie 15 minute in die son, right? Dis soos come on. Nee, maar jy sal altyd daai kry wat nie die son oor anders. Dis die trolls. Jy sien dit. Die trolle. Ja, ek noem hulle die trolle. Ander mense wil hulle ander dinge noem. Trolle, weet jy wat is vir my amazing? Dat omtrent 90% van daai mense steen half die besluit hoekom jy dit gedoen het. En dit is slegs daai 10%. Wat seker ook, ek weet nie wat hulle seker maar nog nie regtig deur 'n situasie gewees waarin hulle gevoel het hulle moet gaan nie, en ek sê nie almal moet nou oppak en gaan nie, dit is nie wat ek sê nie. Ons het regtig na Luan se storie het daar nog ander dinge ook baie gebeur weet in ons lewens, veral met my saam en my gesondheid, so Frano en ek het hard oor hierdie, hy het eendag by my gekom en hy het vir my gesê, sy broer sê ons moet 'n bietjie hierna kyk, en ek was maar net soos, weet jy nie, stupid to be true, ek het net so halwe 'n blok gegooi daarvoor, en want kyk, ek is baie naby aan my familie, so ek is 'n baie familiemens, vir my is dit erg om hulle daar te los, 'n man is bietjie anderster, en Frano se ouers
of sy ma althans is self in Abu Dhabi, so dis nie asof, Ja. verstaan jy, dis net 'n anderste tipe van opset. Ja. Maar ja, en hierdie ding het op ons begin groei. Ons het eintlik maar die watersog getoets met die kinders. Ons het vir hulle gevra, sal hulle in Amerika wil gaan bly, en hulle was baie opgewonde. Luan in die begin was so 'n bietjie huiwerig, want hy het nou gedink aan die sport en sy vriende daar. Ja. Lika was En die baie visvang. en die visvang. Lika was Ja. baie opgewonde. Ja. Sy kon nie wag om te gaan nie. Ek weet nie, sy het seker maar vir haar 'n wêreldjie in haar kop gecreate hoe Amerika is en alles. So en dit was nou 'n wêreld waartoe sy wou gaan. So vir my was dit, vir ons was dit, vir my was dit 'n baie moeilike besluit, en ek het vir vrou nou gesê, omdat hy op daai stadium ook weet baie sukkel met die munisipaliteite, want hy doen projekte, konsultasies voor, en dan vat hulle ook soos maande om hom te betaal. Weet hulle gee nie om of jy aftrekorders het of goederes het wat betaal moet word nie. Vir hulle gaan dit oor, hulle het nou hulle swaai die septer, en jy sal nou maar half inval by hulle planne. Jy weet wat ek sê. Bow to the So en ek het man. vir hom gesê, luister, kom ons, wat vul die vorms in? Weet, kom ons kyk wat gebeur. Kom ons Ja. bid daaroor. En die ander ding is, maar jy gaan ook aansoek doen vir ander poste, Ja. waar jy nie gaan konsulteer nie, en dan kyk ons miskien na die Kaap of waar ook al daar poste geadverteer word. En ja, en ek sê dan kyk ons of die deure oop gaan of nie. Jy weet, waar gaan die deure oop? En al die deure in Suid-Afrika was bot toe. Hierdie ding het net soos gevloei. So nou Wou vra wat. ek vir jou, wat gaan jy nou vir die Here sê? Nee, ek hou nie van die antwoord wat jy vir my gee nie. Sorry. Ons wil nie dit doen nie. Want jy weet, dit was in my agterkop die hele tyd, wat vir my ouers, wat vir my familie. Maar weet jy, hulle kan kom kuier. Hulle kan kom kuier. Die ander ding is, wat vir my kind? Gaan hy gesond word daar waar ons is? Nee, hy gaan nie. Hy gaan nie gesond word nie, want die polisie is oral in Suid-Afrika dieselfde. So en dit is die mense wat jy moet beskerm. Die Ja. geweld in Suid-Afrika, okay, in die Kaap, waar my sussie hulle bly, sy het 'n fantastiese lewe. Ek sal nooit sê sy moet dit opgee nie, want dit is nog veilig waar sy is en alles. As ek in haar skoene was, het ek nog steeds daar gebly, verstaan jy? Maar vir ons situasie was dit nie meer, dit was nie die antwoord nie. Dit was nie die antwoord wat die Here vir ons gegee het nie. So mens moes maar wat jou oë toemaak en vertrou. En Yes. op die einde van die dag is jy nou hier in vertroue. Weet, ons harte is maar bitterseer, familie gewys, wie daar agter moes bly, vriende gewys. Jog, ons het fantastiese mense agtergelos. Ja. En dit is baie hartseer, maar weet jy wat? Dit is waar die Here ons nou wil hê. En So, God is oral. Ja, en die predikant het actually vir ons kom bid, voor ons gekom het, en hy het weet vir ons 'n stuk gelees uit die Bybel uit, en hy het vir ons gesê, en daai woorde sal my bybly. Hy het vir ons sê, julle moet net onthou, God is in Amerika ook. Hy Ja. is nie net in Suid-Afrika nie. Amen. So en dit was woorde wat jy wil hoor, want jy, ek weet nie, in 'n mate dink jy mos alles moet net in Suid-Afrika gebeur. Ek meen, ek is baie lief vir die kultuur, ek is baie lief vir die land. Ja. Dis hoekom ek my blog begin het, en ek sal hom in Afrikaans hou, want ek is Ja. lief vir my taal. Jy weet? Amen. So ja, en ek dink dit is eintlik maar, weet, soos ek sê, dit was die Here se antwoord vir ons vrae. En jy moet blind wees as jy dink. Die dag toe ons die kaartjies gekry het, was 5 dae voordat ons gevlieg het. Ons huis was nie opgepak nie. Jy weet hoe dit daar gelyk, Adrian. Ek meen, julle het kom baie sê, dit was chaos. My arme ouers moes daai huis van ons oppak met baie trane. Ja. Maar weet jy wat, op die einde van die dag is daai huis, ek het hom nie geadverteer nie. Hy is kontant verkoop. Die voertuie is kontant verkoop binne 3 ure. Sure. Sonder geen advertensie. Nou vra ek vir jou, is dit 'n teken of is dit nie? Verstaan jy wat ek sê? Ja, nee, ek is met julle.
Ek dink hoe dit gebeur het is incredible. En ek dink die ding is belangrik vir mense om te besef. Dit was nie net maklik vir julle ook nie. Verstaan ek weet mense hoef dit nie eers te besef nie. Ek dink is net soos dis 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 goed om te hoor dink ek. Verstaan dat dit nie net maklik was nie. En ek dink die ding is hoor jy ek dink ons gaan moet afsluit. Ek het 'n ander afspraak ook nou. Sorry. En met 'n ander Nee, wat ons met praat nou lekker, ons ander praat nou mense lekker. in Amerika. Maar hy's 'n Amerikaner. Wow. Ja, hy's 'n Amerikaner, maar wat ek Okay. wil sê is en ek dink soos eintlik net om wat jy nou gesê het, ek dink aan daai storie van die ou wat in die boot sit en hy stranded, jy weet. Hy's in die reddingsbootjie en hy sê Here red my asseblief en daar kom 'n boot verby en hulle sê sorry, kan ons jou help en hy sê nee die Here gaan my help. En dan kom daar nog 'n boot verby. Hoor jy kan ons help? Nee, die Here gaan my help. En eventually kom maar 'n cruise liner verby en probeer hom optel en heeltyd sê die ou net nee, die mense gaan help. En hy gaan dood en hy kom in die hemel en hy sê Here, hoekom het jy my nie gehelp nie? Hy sê sorry, ek het soos 4 bote verby jou gestuur om jou op te tel. En ek dink dis die ding is soos die manier hoe God intree en ons help is nie noodwendig hoe ons wil hê dit moet wees nie. Maar dit is sy wil wat moet geskied. En hy gee vir ons altyd beter, selfs beter al lyk dit nie so op die oomblik nie, is dit meer as wat ons verwag. Is dit meer as wat ons voorvra en gaan dit goed wees, soos Romeine vir ons sê. So ja, hoorie, ek wil vir julle dankie sê. Ek is jammer ek moet hom nou kort knip. Ek weet nie of julle laaste gedagte wil deel nie. Hierdie ou ja, ek het nou 'n ander afspraak ongelukkig, maar as julle Nee, dis laaste noodreg. gedagte het, kan julle hom deel, maar ek sal julle weer wil nooi om te kom chat. Maar ek dink ons moet net in elk geval net 'n chat doen. Ons hoef nie dit te rekord nie. Ja. Nee, want ek dink jy het hom eintlik baie goed afgesluit. Ja. Adrian, is daai ding van ek meen jou hulp is daar en Use it or ja, lose it. use it or lose it en moenie hoe jy dink dit moet wees afforceer op hoe God jou gaan help Yes. tipe van 'n ding of hoe jy jou moet help en alles. Yes. Die wêreld het ook vandag so klein geword. Ek meen ons kan enige plek in die wêreld werk, kan vakansie hou, enige iets doen Ja. en reg rondom die wêreld. Ek meen dit is nie meer 'n ding van jy is geïsoleerd in jou eie land en soos ons ouers het gebly in een plek vir die res van hulle lewe tipe van 'n ding nie. Ek meen Maar ons voorouders was tog Ja. voortrekkers. die mense So kyk van waar af het hulle gekom. So iemand het dit nou die dag so mooi gestel en gesê ons is nou soos die voortrekkers. Die verskil Ja. is ons gaan nou nie net meer met 'n ossewa nie. Ons het nou met vliegtye gekom. So Ja. dit het nou bietjie anders te weet Ja. die tegnologie het nou bietjie so dankie tog ons is nie met 'n ossewa hier oor die see nie. Maar in elk geval. Ons So ja, ek wil maar vir die net sê. dromedaris. Ja. Ek dink as jy gaan terugdink aan ons voorouers, hulle het presies dieselfde gedoen, net met 'n ossewa. So ja, ek dink ek sal daarmee afsluit. Ja. So En God is groot. Ons is Amen. dankbaar vir alles en ons sien die geleenthede raak en dit is die geleentheid wat hy vir ons ook gesien het en ons is baie dankbaar daarvoor en dit gaan genesing bring vir my en my familie en alles wat ons doen. So ek gee nie om wat die trolle sê of wat ook al nie. Hulle kan maar doen en hulle dinge, hulle aangaan met hulle dinge, maar ek dink ons sê dankie Vader vir die geleentheid eintlik. Ons Amen. Ons sluit af.